Baie welkom by vanoggend se digidiens en baie welkom in die begin van die nuwe kwartaal van 2025. Dis mos 'n tyd van die jaar wat ons nog vir mekaar sê voorspoedige nuwe jaar, al is dit al die 19de Januarie. Maar hoekom sê ons, wat bedoel ons met 'n voorspoedige nuwe jaar? Ek dink ons gun mekaar almal 'n goeie en 'n gelukkige jaar. Maar wat is nou die resep vir 'n gelukkige 2025? Ons het vanoggend in die kerk 'n familiediens waar klein en groot by mekaar is en ons gaan pudding maak. Nou as 'n mens pudding maak, dan is daar mos nou 'n resep wat jy moet lees soos wat hier op hierdie dosie staan. En as 'n mens die resep getrou volg en jy doen presies wat daar staan, dan is die kans baie goed dat jy 'n baie lekker pudding kan maak. Maar as jy die resep nie getrou volg nie en jy besluit nou sommer self wat jy gaan doen en wat jy nie gaan doen nie, en wat jy gaan byvoeg, is die kans baie groot dat hierdie pudding kan misluk. En nou, dink nou net hoe ongelukkig gaan die mense wees, as ek nou vanmiddag, met middagete hier 'n mislukte pudding neersit. Ons het nou 'n resep vir die pudding, maar so is daar ook 'n resep vir ons lewe, vir 'n gelukkige 2025. En hierdie resep is opgeteken in die Bybel. En ek wil iets daarvan lees in Psalm 119. Kom ons lees hier uit Psalm 119 vanaf vers 1. Gelukkig is mense wie se lewenspad onberispelik is en wat die wet van die Here volg. Gelukkig is hulle wat hou by sy bepalings, wat hom met hulle hele hart soek, wat nie onreg pleeg nie, maar net sy paaie volg. U het self u opdrag gegee, sodat mense dit noukeurig sal nakom. Ag, was my lewenspaaie maar standvastig, sodat ek u voorskrifte kon nakom. Dan sal ek nie beskaamd staan, terwyl ek op al u bevele let nie. Ek prys u met 'n opregte hart, terwyl ek u regverdige beslissings bestudeer. U voorskrifte sal ek nakom, moet my tog nooit in die steek laat nie. Hoe sal 'n jong mens sy lewenspad suiwer hou? Deur te hou by u woord. Met my hele hart soek ek u. Laat my tog nie afdwaal van u bevele nie. In my hart koester ek u woord, sodat ek nie teen u sondig nie. U moet geprys word, Here. Leer my u voorskrifte. Met my lippe vertel ek van al die beslissings van u mond. Oor die pad van u bepalings is ek verheug, soos oor enige rykdom. Oor u opdragte wil ek nadink. Ek wil op u paaie let. In u voorskrifte vind ek vreugde. Ek sal u woord nie vergeet nie. Ons teksvers is, hoe sal 'n jong mens sy lewenspad suiwer hou? Deur te hou by u woord. Kan 'n mens eintlik sê, enige mens. Hoe kan 'n mens sy lewenspad suiwer hou? Deur te hou by u woord. Die Bybel is eintlik ons resepteboek. Dis die handleiding vir die lewe. En as ons ook hierdie handleiding gebruik en hierdie resep getrou navolg, dan is die kans baie goed dat ons 'n gelukkige lewe kan hê. Maar die probleem kom wanneer ons self besluit wat gaan ons toepas, wat gaan ons gebruik van hierdie resep, wat nie. En dis gewoonlik wanneer ons hom wil aanpas en wil maak soos dit ons pas, dat ons ook die vreugde in die lewe mis, en dat die lewe nie so lekker is, en dat ons soms 'n gemors maak van die lewe, soos wat 'n mens van pudding kan maak, as jy nie die resep volg nie. Die psalmdigter het vir ons nogal so 'n bietjie raad in hierdie gedeelte. Hy sê, dit is belangrik, of gelukkig is die persoon, wat hierdie resepteboek getrou navolg, onberispelik leef volgens die woord van die Here. Die tweede ding wat hy sê is, dat dit ook ons hartsbegeerte moet wees om die wil van God te doen, om God gelukkig te maak. En die derde ding wat hy vir ons sê, is dat die lewe net soveel makliker is, as ons ook hierdie resepte ken. As ons hulle eintlik kan opsê, as dit gedurig in ons gedagtes is, dat ons daaroor kan nadink, soos wat die Jode, en soos wat ons het lees in Psalm 1, hulle het dit eintlik so gemymer in hulle gedagtes, gedurig daaroor nagedink, is gedurig daarvan bewus. Want wat die psalmdigter sê, hy sê, as ons hierdie resep ken, dan help dit ons om nie te sondig nie.
En 'n mens sondig juis wanneer 'n mens God en die mense om jou ongelukkig maak. Maar nou kan ons vra, wat is nou die resep vir 'n gelukkige lewe in 2025? En dan moet ons onthou dat God eintlik ons maker is, dat hy ons skepper is. Dat hy die een is wat ons ontwerp het, soos wat hierdie mense die pudding ontwerp het, en weet onder watter omstandighede ons die beste gaan funksioneer. En so weet God as ons maker ook wat ons eintlik gaan gelukkig maak. En dis hoekom hy vir sy kinders ook hierdie resep gee, hoe om gelukkig te lewe. As ons maar terugdink in die Ou Testament, toe hy sy kinders daar verlos het uit Egipte, het hy al vir Moses die 10 gebooie gegee. En Jesus kom sommer op in die Nuwe Testament in 2 gebooie. Hy sê, ons moet God bo alles lief hê, en ons naaste soos onsself. En dan sê Jesus self ook, om jou naaste lief te hê, beteken om aan jou naaste te doen, wat jy in jouself gedoen wil hê. En wat Jesus eintlik vir ons kom sê, om gelukkig te wees, moet jy die mense rondom jou gelukkig maak. Maar kom ons kyk sommer so na die laaste 6 gebooie van die 10 gebooie. Hoe Jesus hier, of hoe God eintlik vir ons hier so riglyne gee, hoe om gelukkig te wees. Ouers is mos gelukkig, as hulle gewaardeer en geëer en gerespekteer word, as daar met hulle mooi gepraat word, as kinders na hulle luister, en as hulle eers ouer word, as kinders vir hulle kom raad vra, en as kinders vir hulle tyd het. Dis mos lekker as mense met ons mooi praat, vir ons mooi dinge sê, ons op 'n respekvolle wyse hanteer, wanneer hulle met ons redeneer of met ons praat. Maar Jesus sê, ons kan ook met ons mond moord pleeg. Ons kan mense emosioneel vermoor met die woorde wat ons sê. Want soms is ons tong so skerp soos 'n vuil mes wat jy in iemand se liggaam indruk, en binne begin dit te sweer, en jy sien nie wat die effek is van wat jy gesê het nie. En daarom sê Paulus, as ons iets vir iemand sê, dan moet daai woorde eintlik opbouend wees. Dit moet net om ten goeie kom. Kom ons sê liewer mooi dinge van mekaar en vir mekaar. Wat help het ons sê dit eers eendag as hulle oorlede is en ons sê dit op hulle begrafnis. Kom ons sê dit liewer nou vir hulle. 'n Gesin is gelukkig as 'n pa en 'n ma vir mekaar lief is, as hulle mekaar eer, respekteer, mekaar waardeer. Skep 'n veilige ruimte vir die kinders, en is vir die kinders 'n voorbeeld. Is dan lekker om tussen eerlike mense te lewe. Maak ons dan baie ongelukkig as mense kom en hulle vat ons goed. Hulle vat wat nie aan hulle behoort nie. Hulle eien hulle die reg toe om ons goed vir hulle self te vat. Dit gebeur so baie in Suid-Afrika. Maar dis omdat mense in die God se resepteboek navolg nie. Maar as ons God se resepteboek navolg en ons is eerlik met mekaar en ons vat net dit wat mense vir ons gee, dink net hoe wonderlik sal ons land wees, wonderlik sal ons dorp wees, dat ons maar goed kan laat lê, laat buite staan, en nie bang te wees dit word geneem nie. Iets wat 'n mens baie ongelukkig maak, is wanneer mense iets van jou sê wat nie waar is nie, want dan kom vals getuienis af lê. Ons wil maar sê, mense moet dinge van ons sê wat nie waar is nie. Maar weet jy, ons vertel so maklike ding oor sonder om seker te maak of dit regtig waar is. Dit is so maklik om iets van iemand te sê, sommer so op WhatsApp, wat jy dit nie persoonlik doen nie. Maar die beste manier om vir iemand iets te sê, is om dit voor hom te sê, terwyl jy hom in sy oë kyk. En nie agteraf op onpersoonlike sosiale media nie. En onthou, die waarheid hou altyd die langste. 'n Tevrede mens is 'n gelukkige mens. Ons is so geneig om te begeer dit wat ons nie het nie, en dit wat ons nie kan kry nie. Ander mense se karre en huise is altyd mooier. Dit lyk altyd of ander mense mooier as ons is, en of hulle 'n ding beter kan doen as ons. Maar eintlik God se resep is hier, wees tevrede met wie jy is en wat jy het. Want God het ons op 'n unieke, wonderbaarlike manier geskep. Ons hoef nie soos ander te wees nie. Ons is uniek, ons is besonders. Wees tevrede met dit wat jy het en met wie jy is. As ons ook die resepteboek getrou volg, onberispelik daar volgens lewe, dan sê Psalm 119, sal ons gelukkig wees.
As dit vir ons belangrik is om ander mense gelukkig te maak, sal ons ook gelukkig wees. En dan sal ons saam met die psalmdigter hier van Psalm 119 in vers 14 kan sê, om volgens u verordeninge te leef, gee my meer vreugde as al die rykdom in die wêreld. Mag jy 'n gelukkige en 'n voorspoedige 2025 hê. Mag jy dit hê deur ander mense om jou ook gelukkig te maak. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat u ons maker en ons skepper is. Dankie dat u vir ons net die goeie gun, dat u vir ons gun om gelukkig te wees, om ook 'n goeie jaar te hê, waarin ons gelukkig kan wees en die mense om ons kan geniet. Maar Here, wil u vir ons deur u Gees lei, om u resepteboek getrou na te volg, en dit te doen wat u hierin sê, sodat ons die mense rondom ons ook gelukkig kan maak, en in die proses self gelukkig kan wees. Dankie dat ons dit kan bid, hier in die begin van die jaar, in Jesus naam, amen.